Goeiemôre almal. Ek hoop dit gaan goed met elkeen. Vanoggend is ek hier in my eie huis. Die winter is hier, dis lekker koud. En ek het besluit om sommer hier uit my sitkamer uit iets met julle te deel. Ek het in die begin, toe ek hierdie video's begin maak het ek gesê, ek gaan nie, en dit kom nog, en ek weet baie mense gaan vir my baie uithaal daaroor, ek is nie van plan om polities korrek te wees nie. Ek gaan Bybels korrek wees, dis die eerste ding, en die tweede ding is, ek probeer boodskappe gee, nie om 'n pastoor of 'n wie te wees nie, want ek is die ene nie, maar ek probeer maar net so ietsie uit my eie lewensondervindinge deel, as daar dringendheid op my hart is rondom dit, wil ek dit graag met julle deel. Ek het dit al baie gesê, ek wil dit nie aan mekaar aanhoudend sê nie, maar ek het 'n baie slegte lewe gelei, was glad nie 'n goeie ou gewees nie. Alles wat verkeerd was in die boek, dit het ek gedoen. En ek voel net die bekering wat ek gelei het en die ommeswaai in my lewe was absoluut 'n goddelike ingryping wat ek nog met julle almal sal deel. Iets waaroor ek eenvoudig nie sal en gaan stil bly nie. En Yeshua, een van sy laaste boodskappe was, gaan dan heen en maak vissers van mense. Gaan maak disippels van mense. Gaan maak disippels van mense. So, ek is hier 'n ou wat so lekker op my gemak is voor mense nie, dit sal seker nog kom. Maar hier waar niemand voor my sit nie, kan ek 'n bietjie makliker praat. En mense kan maar daarna luister, en as jy nie daarna wil luister nie, is dit ook reg. Ek het ook na baie boodskappe geluister en dan sommer net die ding gedelete of kwaad geraak, want wie is hierdie ou wat nou vir my wil preek, wat is hy nou beter as ek? En dis hoe jy waaroor my boodskap gaan, dis lekker koud hier, ek wil net gou 'n slukkie koffie vat. So ek wil sommer weg, ek wil net een stukkie lees, en dan gaan ek net vinnig 'n paar aanhalingkies uit die skrif haal, en dan gaan ek net iets sê daaroor. In 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5 staan die volgende geskryf: Ek besweer jou dan voor Jahwe en die Meester Yeshua Messia, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Die gesonde leer nie sal verdra nie. Met ander woorde, hulle wil dit nie hoor nie. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels, liegstories. Maar wees jy in alles nigter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. En mense, julle sal nog my vra, nou waaroor gaan hierdie boodskap nou? Wat het dit nou enigstens te doen? Dis nou maar net nog 'n stukkie hierdie Bybel in. Jy weet, wat is jou ondervinding nou? Wat se boodskap wil jy nou eintlik vanoggend vir ons bring? Nou, ek het so 'n paar aantekeninge hier gemaak, so as ek afkyk, jy weet, ek kyk hier na my aantekeninge, want ek kan nie al die goed onthou nie. En ek wil graag die verse ook vir julle gee. Ek wil nie altyd net sê die Bybel sê nie, so ek wil graag ook dit vir julle noem. Nou mense, ek het hierdie video's begin maak 2-3 maande gelede, plus minus 2 maande, 3 maande, ek kan het nie onthou nie. En een van die eerste goed wat die Heilige Gees, ek het nou die dag op die jetty gesê, daai onhoorbare stemmiekie vir my gesê het is, daar's baie mense wat ongered is, en daar's heel waarskynlik baie mense wat dalk kan baat vind uit jou ondervindinge uit en tot bekering kom, hulle siele kan gered word. En ek het 'n tyd terug gesê, as ek 1 miljoen video's maak en net 1 persoon word gered, dan het ek my doel bereik. Ek was 'n totaal ongeredde mens, ek het baie slegte lewe gelei, en die Vader het vir my die vuur kom ruk.
Soos ek sê, ek sal nog daaroor getuig. Die tyd is nog nie reg nie. Daar is 'n rede hoekom ek nog nie my getuienis gebring het nie, dan moet nog 'n paar maande verbygaan. Maar mense, ek wil net gou sê, Hebreërs 3 vers 7 en 8 en Hebreërs 4 vers 7 staan daar basies geskrywe: Vandag as julle sy stem hoor, moenie jou hart verhard nie. Dieselfde staan in Psalm 95 vers 8: Verhard julle harte nie. Nou hierdie goed moet in konteks gelees word, so jy kan gaan en na hele gedeelte gaan lees. So, ek wil vir julle vandag sê, oor 'n tydperk van tussen 31 en 34 jaar, is ek baie gevermaan. Ek was by samekomste waar mense groot getuienisse gegee het. Ek het met die glas brandewyn 2 uur, 3 uur in die môre gesit en dan het die Heilige Gees met my gepraat. Wat gaan jy doen as jy nou doodgaan? Is jy jou siel gered? So hard soms, so duidelik soms, dat ek so ontsteld was in my siel, dat ek in my dronkenskap sommer my glasie drank uitgegooi het en dan nou kamastag gaan bid het in my dronkenskap en so dronk gaan slaap het en dan het ek die volgende môre opgestaan, jy weet, ek gaan nou bekeer, ek gaan nou ophou met hierdie dinge, want ek het nou gisterand hierdie groot skrik gehad en so bitter baie jare in my lewe verbygegaan. En ek het baie vermaanings eenvoudig in die wind geslaan. Ek het rugby gespeel tot op die ouderdom van 4-35. Ek het baie mense geken wat saam met my rugby gespeel het, dronkparties, dronkpartytjies na 'n rugbywedstryd. Baie mense ken my goed. Ek onthou eendag in Windhoek, dit was in 2015, is 'n vriend van my skielik oorlede aan 'n hartaanval. Ou saam met wie ek rugby gespeel het, gekuier het en alles, ons het mekaar altyd so gekoggel. Ou is net skielik dood aan 'n hartaanval, sommer net so vinnig. Eers en dit is my geruk en ek het daai tyd vir my verloofde gesê, ek sal my lewe moet regkry hoor, want hierdie ou het nou baie lank opgehou rook en drink en kyk hierso, jy weet, is hy skielik dood en so. En dit het net so 'n week gehou. Nee wat, dan sit weer een dronkpartytjie op die ander dronkpartytjie en dis wille goed wat ek aangevang het en nee wat, daar word nie Bybel gelees nie, daar word nie gebid nie. Nou mense, hierdie is 'n baie gemengde boodskap van my, so ek wil om verskoning vra as die goed nou so bietjie deurmekaar is. Maar Jesaja 58 gaan basies gaan baie oor die Sabbat en om te vas. Maar die eerste versie in Jesaja 58 sê, roep uit die keel, hou nie terug nie, roep uit volle bors, verkondig aan my volk hulle sonde en hulle oortredinge. Nou mense, weer eens, om terug te kom, ek gaan nie polities probeer korrek wees nie. Wat reg is reg en wat verkeerd is verkeerd. En as jy nie hou van my boodskappe nie, ek gaan nie vir jou kwaad raak nie. As jy my vloek of my sleg sê of my snaakse vrae wil vra om my te probeer vasvra of uitvra, ek is glad nie in vir sulke goed en ek gaan jou ook nie terug antwoord nie. Want ek is nie hier om in debatte betrokke te raak nie. Ek is hier om met my eie lewensondervinding te deel en omdat ek 'n liefde het vir my mense en ek wil graag hê my mense moet tot bekering kom en hulle moet hulle saak met die almagtige God, met Jahwe regmaak, want die tyd het uitgeloop en die tyd is min. En nou wil ek net nog sê dat ek het hier so 'n stukkie neergeskryf in Matteus 24 vers 4 waar die disippels vir Yeshua vra. Hulle sê vir hom, meester, hulle praat van die einde van tyd, dit moet sy terugkeer. Hulle sê vir hom, kan u nie vir ons sê wanneer gaan hierdie tyd wees, wanneer u gaan terugkom nie? Hoe gaan ons weet? En die eerste ding wat Yeshua vir sy disippels sê is, pas op dat niemand julle mislei nie. Nou ek wil vinnig gou iets daaroor sê. Daar's baie mense op TikTok en op Facebook en op sosiale media reg oor die wêreld wat opspring soos mushrooms. En jy gaan nou sê, maar ek is een van hulle. Miskien is ek een van hulle. Dit is hoekom ek vir jou hierdie stuk wil nou sê. Daar is soveel mense, leraars, dominees, predikante, pastore, whatever jy hulle wil noem,
En almal wil nou Bybelversies aanhaal en hulle wil nou mense tot bekering lei en jy weet hulle wil nou Bybel goedjies praat en geestelike goedjies praat en so. Maar ek wil net vir jou sê, en ek het 'n nota hier gemaak, en 'n baie belangrike nota. As mense my begin aanhang oor hierdie video's en ek het 'n klomp aanhangers, gaan ek baie bekommerd raak. Want en ek het rede hoekom ek so sê, in daai tyd gaan nog kom. Yeshua het net die waarheid gepraat hoe hy op aarde gewees het. En wat het met hom gebeur? Hy is vermorsel aan 'n vloekhout. Ek het eergister 'n video gekyk oor hoe 'n ou verduidelik hoe sy liggaam regtig gelyk het. Sy liggaam was stikkend, sy darmes uit buitekant gehaal. Die prentjie wat Passion of the Christ en jy weet, mense vir ons moet weer verduidelik van die mooi prentjie van die liggaam teen die kruis met 'n doek. Yeshua was kaal, hy was naak. Al sy skaamte was sigbaar. Sy darmes en goed was sigbaar, sy beendere, sy ribcage was sigbaar. Dis die prys wat vir my en jou betaal is om gered te word, sodat ek en jy nie aan 'n vloekhout hoef te hang nie. Nee, het sy lewe vir jou en vir my gegee. Toe ons nog met die brandewyn in die hand gestaan het, toe ons nog pornografie gekyk het, toe ons dwelms misbruik het, toe ons gelieg het en gesteel het en allerhande ander sonde gedoen het en gerook het en al daai goeters. Nou wat ek wil sê is, hy is gehaat en opgehang. Al die disippels is vermoor met die uitsondering van Johannes. Johannes het op die eiland Patmos, dis waar hy die openbaring, die boek Openbaring gekry het en neergepen het. Almal is wreed vermoor, koppe afgekap, gekook in olie, allerhande dinge. Ek is nie hier. Ek sê dit nou vandag vir jou en ek wil jy wat na hierdie video kyk moet vir my baie mooi luister. Hierdie is die Bybel. Ek lees die Bybel. Ek mag hom dalk verkeerd interpreteer en ek bid dat die Vader in die hemel en die Heilige Gees my sal help as ek 'n boodskap bring om dit korrek te bring. Maar as jy voel ek bring dit nie korrek nie, jy gaan koop vir jou 'n Bybel as jy nie een het nie. Of vat jou Bybel wat jy dalk nie elke dag lees nie en begin bestudeer hom. Dis wat ek eintlik wil hê met hierdie video's. Mense moet hulle Bybels begin optel. Hulle moet hulle Bybels begin lees, begin bestudeer, aantekeninge maak. Hulle moet die boekie opeet. Dit is my doel met hierdie video's. Begin bid, begin vas, bid vir jou vrou, bid vir jou kinders, bid vir jou volksgenote. Spreek lewe met jou mond, hou op doodspreek, hou op negatiewe dinge praat, hou op dood oor jouself spreek. Ek is nie hier om pastoor en dominee te speel en myself hoogheilig te hou nie. Ek het al baie gesê, ek is nie hoogheilig nie, ek het nog steeds sonde, maar mense, moedswillige sonde, daar is waar die probleem in kom. Ek weet ek mag nie die ding vat by die werkie, maar ek vat hom, jy steel. Ek verdraai die storiekie so bietjie vir my baas, laat dit net so bietjie beter lyk. Niemand gaan uitvind daarvan nie, niemand gaan iets sê daaroor nie, niemand gaan, geen haan gaan daaroor kry nie, jy lieg. En so kan ek aangaan en aangaan. Ek is hier om vir jou te vertel van jou sonde nie, ek het genoeg, ek werk nog aan my eie ook. Maar mense, vandag as jy sy stem hoor, vandag, die mense wat dalk na hierdie video gaan kyk, en saam met 'n geliefde, en daai persoon van volgende week nie meer daar wees nie, dan het hierdie waarskuwing nie van my af nie, van die woord van God, die woord van Jahwe afgekom na jou toe, sodat jy vandag tot bekering kom, maar jy gaan in die laaste tyd in die hiernamaals gaan jy moet voor God gaan staan, jy moet gaan antwoorde gee. Sy waarskuwing aan die disippels, sy laaste waarskuwing was, pas op, dat niemand julle mislei nie. Ek gaan goeders hier sê waarvan mense nie gaan hou nie, dit gaan my niks pla nie, want ek praat uit die woord van God uit, nie uit myself uit nie. Laaste stukkie gou, want my tyd is nou uit, ek het 40 sekondes oor. 2 Petrus 3 vers 3, aan die einde van dae sal daar spotters wees. Mense, kyk hierdie week 'n ding waar iemand moet God spot voor 'n verhoog en almal lag. Hulle spot met Yeshua, Messias se terugkeer, hulle spot met die wederkoms, hulle spot met die hemel en die hel. Daai mense kry ek persoonlik jammer, en ek moet soos Yeshua Messias sê, vergewe hulle, want hulle het nie 'n klou wat hulle doen nie. Mag julle elkeen 'n geseënde dag hê, en ek hoop hierdie boodskap was 'n bietjie pitkos vir jou siel,
en dat dit iets vir jou beteken het. Mag die week wat voor lê ook vir jou baie geseënd wees. Mooi dag.